Maar dat elkeen van julle werklik ook sulke getuig, dat julle ervaar God is met julle besig. Een of ander manier. In jou verhouding met mense, in jou verhouding met God, in jou omstandighede by die werk, met jou familie, dat jy sal ervaar die Here is regtig met ons besig. En ongelukkig, soos in die geval nou maar van Pieter hulle ook, verstaan ons nie altyd waarom dinge gebeur in ons lewe. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge uitwerk, anders as wat ons beplan, gedink of voorsien het. En dan raak dit vir ons as kinders van die Here al meer noodsaaklik om seker te wees van ons verhouding met Jesus. Seker te wees dat Jesus is regtig ons anker, ons rots. Dat ons seker sal weet, hy is die volëinder van ons geloof, dat ons nie daaroor twyfel, dat ons nie begin wankel omdat dinge anders uitwerk as wat ons beplan of voorsien in ons lewe. En daarom die vraag wat ek vanmôre dan wil vra, wat ek verlede week ook wou gevra het. Waarom die Heilige Gees? Hou eers net daarby. Waarom die Heilige Gees? Hoekom het ons die Heilige Gees so nodig? Hoekom kan ons in die tyd van ons lewe nie sonder die Heilige Gees lewe nie? Hoekom het Jesus gesê dat hy vir ons sy Gees gaan gee wanneer hy weggaan? Hoekom is dit so belangrik? En ons as dan hierdie twee versies kyk, dan gee dit vir ons eintlik 'n goeie aanduiding. Luister wat hy sê. Dit nog julle terug asseblief. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete. Kan jy dit sê? Kan jy vanmôre sê, omdat die Gees van God my elke dag lei, het ek vrede. 'n volkome vrede. Weet ek is in God se hand. Ek is veilig. My rest is complete. As I sit at His feet, sweet Spirit, sweep over my soul. En dis 'n gebed wat ons elke dag moet bid. Dat ons elke dag aan sy voete gaan sit. Nou ek het die voorreg die laaste tyd, nog 'n rukkie, dat ek sê dis 'n voorreg, want ek bid in my slaap. Ek slaap so 3-4 uur in die dag, as ek helder wakker. Hier by 3 uur in die oggend, dan kry ek sy boodskap. Dat ek al wakker. Maar dit het my tyd geword, wat ek met die Here kontak maak. Dit het my tyd geword wat ek met die Here praat. Ek lees so en bid, dan moet ek raak weer nie slaap terwyl ek bid, maar maak nie saak nie, ek praat met die Here. Maar daardie tyd, is 'n tyd wat ek werklik vrede ervaar. Dit is stil, dit is donker, dit is nag, maar ek kan slaap nie langs my. En dis daardie tyd wat ek net absoluut die vrede van die Here ervaar. Dit is by daardie tyd wat ek sê, Here, dankie vir die voorreg wat ek het, om net hierdie tydjie aan U voete te kan sit, om te kan lê, wat ek lê. Maar dat ek net in God se teenwoordigheid kan wees. En dit is daardie tye wat ek baie keer net fisies ervaar, hoe die Here die spanning en die stres en die bekommernis en goed net so van my afhaal. En ek voel dan, nou sien ek die kans van die dag wat voor my. Maar ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Ons gaan nie reg doen sonder die Heilige Gees nie. Want dan sty jy wat jy nie weet wat jy moet bid nie. Dan sty jy met jou gees onstuimig is dat jy nie kan bid nie. Dan sty jy wat jy voel, jy bid nie die dag vas. Maar die woord van die Here sê, dis 'n daardie tye, wanneer die Heilige Gees is, wat vir jou kom intree met onuitspreeklike sigtinge. En ek ervaar dit. Hoe dat jy net eenvoudig en moedeloos en net vir die Here sê, Here, ek is nie vanmôre lus om te
ervaar hoe die Gees van die Here in jou bid, deur jou bid, hoe jou gedagtes net begin verander. En daarom het ons die Gees so nodig. Dan kan ons nie so in die Gees, die gaan we in die volgende Here toe. Die volgende daar sê, o Heilige Gees, ons troostig stuur, bring rustigheid in my gemoed. En dis net die Heilige Gees wat jou in daai situasie kan help. Is net die Heilige Gees wat jou die wysheid en die insig kan gee, te midde van jou ontsteltenis deur, jou die rustigheid in jou gemoed kan gee, hy is weer. Hy sal voorsien, en hy sal onderneem. Gaan hy verder, hy sê, in my gemoed, gee vrede aan my, dat ek stilte kan kry, o trooster, gee vrede aan my. Hoekom het ons die Heilige Gees nodig? Dis net die Heilige Gees wat in hierdie krisisse vir ons vrede kan gee. Dis net die Heilige Gees wat in hierdie omstandighede vir ons die wysheid kan gee en ons die leiding kan gee om onder 'n wasmasjien te gaan kyk vir 'n beursie. Dis net die Heilige Gees. En hy wil jou en my gebruik om mense te help. Hy wil jou en my gebruik om net onder iemand anders se arm in te klim en net om te ondersteun. My sussie weet hoe gaan dit op hierdie terrein. En is hoeveel van hierdie ou mense hier wat net iemand soek wat net na hulle luister. Net iemand soek om miskien net vir hom dokter toe te vat of pille vir hom te gaan kry of kleertjies te gaan koop of wat hulle ook al mag. Wat hulle niemand nie. Wat niks. En ek verwys maar na hierdie plek, hier is hoeveel oude huise in die stad waar het so gaan. Hier is hoeveel woonstelle, want toe ontdek in hierdie proses, ontdek ek ten minste 2 ander gevalle van mense wat in dieselfde posisie is. Net langs die kan die bly oom Wayne, 'n pragtige oom. Maar hy is so alleen. Maar hy was onmiddellik om my te help. Hy was daar om my te ondersteun. Hy was daar om my oproepe te maak. Hy was daar om dingetjies te doen. En volgens die hekke oop en toe te sluit, want die tannie kan my nie hoor nie, want ek kan aan die bel of as hy maak die deure oop. Of die hekke oop. Hy het met ingespring, het my gebel en hy was daar om te help terwyl hy self alleen is. Terwyl hy self niemand het nie. En so is daar soveel mense. En al wat ons kan help is die Heilige Gees. Waarom het ons die Heilige Gees nodig? Sodat hy vir ons vrede kan gee, rustigheid kan gee, kalmte kan gee, dat ons kan vertroos, ons kan bemoedig, en nou kan jy aan gaan gaan, nou begin ek net met die week. Waarom die Heilige Gees gegou maak? En ek vraag nog om, pastoor, gaan jy preek so kort wees vanmorgen? Ja, dat is nie kort nie, Ek wil vir die 4 verse in die Bybel, wat vir ons sê, waarom die Heilige Gees so belangrik is. Die eerste vers is Johannes 16 vers 7. Kom Jesus en hy sê vir jou en vir my, hoekom dit so belangrik is dat hy die Gees moet stuur. Hy sê dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Wat sê Jesus? Jesus sê, mense onthou, alhoewel ek 'n verheerlikte liggaam gehad het, daar opgestaan het, en deur 'n muur kom beweeg, en deur 'n geslote deur kom beweeg, kan Jesus in sy verheerlikte liggaam steeds net op een plek wees. Maar deur sy Heilige Gees kan hy by elkeen van ons wees.
elke mens se lewe kan bly. Jesus is vanmôre by jou en my. Hy is ons verlosser en saligmaker oral waar ons gaan, maar deur sy Gees wat saam met ons is. En daar was dit voordelig dat hy moes gaan. So ja, ons bid tot Jesus in sy naam, ons bid tot die Vader deur Jesus Christus, maar dis eintlik die Heilige Gees wat jou gebede hoor. Dis die Heilige Gees wat die gebede in jou hart lewendig maak, want is hy wat in jou en deur jou saam met jou bid. Jesus is die regterhand van God die Vader. Hy weet alles, ja. Hy is alomteenwoordig, want sy Vader is alomteenwoordig, maar hy werk deur sy Gees in jou en my hart. Hy praat met ons deur sy Gees. Hy maak sy woord vir ons oop deur die Heilige Gees. En daarom is dit voordelig dat hy moes weggaan, sodat hy sy Gees kan stuur om saam met ons te wees. En daarom is die Gees so belangrik. Dis ook deur sy Gees wat hy jou wederbaar. Dis deur sy Gees wat hy jou leer. Dis deur die Heilige Gees wat hy jou lei. Dis waarom die Heilige Gees so belangrik is. Dis voordelig dat hy moes weggaan, sodat hy sy Gees vir jou en vir my kon gee. En vanmôre lewe Jesus deur sy Gees binne ons harte. Vanmôre is Jesus in ons midde deur sy Gees. Vanmôre praat hy met ons uit sy woord deur sy Gees. Dis hoekom ons sy Gees so nodig het. Die tweede rede wat ek wil noem, Johannes 14 vers 16 en 17. Ek sal die Vader vra. Hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle sal wees en in julle. So nou kom Jesus gesê, dit is voordelig dat hy weggaan, sodat hy sy Gees vir ons kan gee, maar dat is 'n tweede ding. Jesus is Immanuel met ons, maar deur sy Gees is hy God binne ons. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons bewus moet wees van die Heilige Gees, want deur die Gees van God is Jesus binne ons. In die Ou Testament het God sy Gees op mense gestuur, op Dawid gestuur, op Saul gestuur, op die profete gestuur vir 'n spesifieke taak, maar as hulle taak afgegaan het, dan die Gees onttrek. Maar nadat Jesus sy Gees uitgestort het, is Jesus vir ewig by ons en in ons deur sy Gees. Die Gees sal ons nie verlaat behalwe as ons bedroef nie. Dis 'n ander boodskap. Maar solank ons die Gees toelaat om in ons te werk, sê die woord van God, is die Gees van God in ons vir ewig, vir altyd. Daarom sal die Gees ons nooit verlaat nie. Dis hoekom Jesus kan sê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie, want hy is deur sy Gees vir ewig binne in ons. En dit is so belangrik, want baie keer is ons in situasies wat ons voel God is nie daar nie. Ons voel ons bid in die dak van, ons voel God hoor ons nie, ons voel die Here laat ons alleen. Dis nie waar nie. Hy's met jou tot in ewigheid deur sy Gees. En hy sal jou nie begewe. En hy sal jou nie verlaat. 2 Korintiërs 3 vers 18 is die derde rede waarom jy die Gees so nodig het. Ons word al meer verander. Hoe word ons verander? Om aan die beeld van Christus gelyk te word. Christus kom en hy gebruik sy Gees om jou te verander sodat jy kan meer word soos Jesus.
maar net vra of begeer, of mag ons nie sê ek wil hê dat ek volgende jaar nog moet wees wat ek vandag is nie. Nee, ons moet verander word. Ons moet vernuwe word. En ons kan dit alleen doen deur die Gees wat ons verander. Die Gees wat ons nuut maak. Hy sê die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem toe. Die heerlikheid van Christus neem toe in my lewe. Hoe? Deur die werking van die Heilige Gees. Daarom het ons so nodig. Ja, my moet help om van hierdie ongeduld ontslae te raak. Ja, my moet help om meer vrede te hê in die moeilike situasies. Dit is nie religieslik. Ons kan probeer, maar ons kan weer val. As die Gees nie verander, dan word jy soos Jesus. Sagmoedig, nederig, sag, heilig. Die vierde rede waarom ons die Gees so nodig het. Johannes 16, vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ag, ek weet nog so min. Die dieptes van God se heerlikheid is so groot. Paulus kom en hy sê, die hoogte, die diepte, die wyte, die lengte, die breedte, van God se heerlikheid, van God se liefde, wat jy en ek moet ontdek. En dit is ver boek in my vuurmaakplek. Dit is ver boek in my menslike gedagtes. God se dieptes is so onbereikbaar diep vir mense om te bereik. Maar die Heilige Gees kom en hy leer my in die volle waarheid. Ek het al so baie keer mense se argument gehoor wat sê, pastoor, hoekom moet ek so gereeld kerk toe gaan? Ek kan nie eens onthou wat my die laaste sondag gepreek het. En dit het ons allemaal ervaar. My pa het my redelijk oud geraak en het gesê, ag, dit is vir ons so swaar. Hy was so graag sy Bybel lees, maar hoekom lees hy sy Bybel? Want hy lees om nou, en sy meer kan nie onthou wat hy gelees het. Maar dis gewoon, ons gaan allemaal daar. Dan sê ek altyd vir hulle onthou net. God se woord en die Heilige Gees is baie kosbaar. Jy onthou dalk nie wat jy volgende week gehoor het nie, maar jy gaan in 'n situasie beland waar die Heilige Gees jou gaan herinner aan wat jy laas vandag gehoor het. Alleen dink jy vergeet, die Heilige Gees bern dit binne, want hy lei jou en hy leer jou die volle waarheid, en wanneer jy dit nodig het, dan gaan die Heilige Gees dit uithaal. Dan gaan jy sê, Herman, nou jy wat die daai dag gehoor het, nou moet jy so maak. Dis die Heilige Gees werk, wat jou lei in die hele waarheid. So moet nie dat die duiwel vir jou lieg, wees jy nie nodig om na die woord van God te luister. Nee, luister maar daarna elke dag, wanneer jy ook al kans kry, en al dink jy vergeet, vertrou jy die Gees. Dis wat ons onnodig het. Dis waarom hy daar is, om ons te lei in die hele waarheid. Kom beskep Gees, lewendmakende Gees, kom lei my, kom leer my, kom rus my toe, kom maak my soos Jesus, kom Heilige Gees, en wees my trooster, geef vir my vertroosting, geef vir my rus, geef vir my kalmte, geef my vrede, en help my elke dag te groei, om al meer te word, soos Jesus. Heilige Gees, as kind van God kan ek nie sonder U leer. Maak my voller van U, lei my net meer elke dag, maak my sensitiever vir U stem. Here, open my ore, open my oë, open my gees, open my verstand, open my denke, sodat die Heilige Gees al meer en meer en meer kan beleef in elke situasie van my lewe. Want Jesus is nie daar wanneer jy in die oggend stilte tyd doen. Jesus is saam met jou by die rooi robot. Jesus is saam met jou wanneer jy smag aftrek. Jesus is saam met jou wanneer jy goed steel. Jesus is saam met jou wanneer jy siek word. Jesus is saam met jou wat ook al met jou gebeur.
Mag die Here vir ons help. Oor skeppersgees. Om iemand net beter en beter te ken. Elke dag van my lewe. Want hoe beter ek hom ken, hoe beter ken ek Jesus. En hoe beter ek Jesus ken, kom Jesus en Jesus sê, as julle my het julle die Vader. Soos in 'n verhouding wil staan met 'n drie-enige God, maak seker dat jy vol is van die Heilige Gees. Dat is my hoofskrifte. Here, dit is vanmôre my gebed. Here, maak u Gees net 'n groter werk in elkeen van ons lewe. Here, help ons om net al meer en meer te wag op die stem van die Heilige Gees, die leiding van die Heilige Gees, die inspraak van die Heilige Gees. Here, help ons om net sensitiever te word vir daardie aandliggie wat Adam en Eva ervaar het. Here, dat ons meer sal gaan wag soos die disippels in die hooftrek tot ons aangedoen is met nuwe krag. Here, dat ons soos die disippels in Handelinge bymekaar gekom het en gewag het, gevas het en gebid het totdat hulle kon sê die Heilige Gees het gesê. Here, dat wanneer ons beweeg, dat daar getuienis rondom ons sal wees, van mense wat kan sê, hy het gedoen wat hy doen, vol van die salwing van die Heilige Gees. Here, dat die Heilige Gees in ons in staat sal stel, om so te leef, dat Christus in alles verheerlik sal word. Dat ons al meer en meer sal word soos Jesus. En dat God se wil en plan in ons lewe sal realiseer. Omdat ons nie net leef deur die Gees nie, maar ook wandel deur die Gees. Waarom ons die Gees nodig? Sodat ons die volmaakte wil in ons lewe kan laat geskied. Help ons, oor so die Heilige Gees, is my gebed in Jesus se kosbare naam. Amen. Halleluja. Geliefdes, is regtig my gebed dat ons as gemeente, as individue, ons maar net al meer en meer sal word van die so die Heilige Gees wat met ons is. Elke dag in ons lewens. Gaan ons deur die moeilike tye, al is daar goed wat ons nie verstaan nie, al is daar goed wat ons nie kan antwoorde vir nie. Want God daar sal wees deur sy Gees. Ons gaan ons wag, en dit is wel gee vir die werk van die Here, baie dankie vir wat so getrou is. En kom ons gaan die opdrag van die Here, wat die Here ons seën, en vir my volgers, soos ons even kan. Vader, dankie dat ons een dankbare harte vanmôre kan gee. Omdat U vir ons so baie gee, so baie doen, dat U so getrou is. Help ons, dat ons ook in die kleine getrou sal wees. En ag Here, as daar mense is wat vanmôre finansiëel swaar kry, dan bid ek, dat U die sluise van die hemel oor ons sal bewaak, dat U sal voorsien soos U alleen kan voorsien. Dat U ook deur die Gees hulle daarin sal lei en daardeur sal dra en sal leer, dat hulle ook sal weet, is die God wat voorsien. Is my gebed in Jesus naam. En dankie daarvoor. Amen. Halleluja. Glory.
loof vir die prys, omdat ons die Vader kan noem. Ons wil die loof vir die prys, omdat hy ons verlosser en zaligmaker is. Maar ons wil die ook loof en prys, omdat hy met ons is, in ons is, saam met ons is, deur die soete Heilige Gees. Here, ek bid voor dat hy ons sal toerus met krag, met wysheid, met genade, dat ons elkeen sal seën, dat die goedheid en guns met ons sal wees, oral waar ons begaan in hierdie week. En ons dank en ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, God seën.